Goeiedag liewe vriende, ek groet u in die wonderbare naam van ons koning Jesus en vandag wil ek met u 'n gedagte deel, rig die verlamde knieë weer op. Ons lees in Galasiërs 6 vers 1, Broeders, as iemand ewenwel deur een of ander misdaad oorval word, moet julle wat geestelik is, so een reg help met die gees van sagmoedigheid, terwyl jy op jouself let, dat jy ook nie versoek word nie. Daar word vertel dat 'n prediker in Uganda ernstig met sy gemeente gepraat het oor die saak om vir mekaar te bid, veral wanneer iemand gestruikel en die pad byster geraak het. 'n Groepie in die betrokke gemeente het besluit om elke dag na 'n nabygeleë woud te gaan om te gaan bid. Aangesien hul woonplekke nie 'n plek van privaatheid gehad het om alleen met God te kommunikeer nie, sou hulle vir hul 'n plek uitkies in die woud om te gaan bid en die Here se aangesig te soek. Baie gou is die gras plat getrap op die plekke waar die Christene getrou gaan bid het, omdat hulle so baie tyd daar spandeer het. Toe hulle merk dat op een kol waar 'n broeder gereeld gaan bid het, die gras ewe skielik groen begin uitkom, het hulle navraag gedoen en uitgevind dat 'n broeder besig was om in sy geestelike lewe terug te val. Hy het eers minder en later glad nie meer kom bid nie. 'n Familielid het hulle meegedeel, hy stel nie meer belang om te bid nie. Hierdie eenvoudige, maar ware verhaal het gemaak dat ek myself ook moes ondersoek. Is die gras besig om te groei waar ek normaalweg bid? Is ek getrou om elke dag tyd te maak om met God in gebed te praat? Ek wil 'n vraag stel aan elke kind van God. Het jy 'n stil plek waar jy alleen met God kan verkeer? Is die blare en die gras spreekwoordelik besig om groen en welig te groei waar jy bid? Of hou jy in getrouheid vas aan hom wat die enigste uitweg is? Die een wat antwoord op ons gebede, die rotsvesting van ons lewe. Stel jy in geloof jou vertroue in hom deur gebed? Hebreërs 12 vers 11 en 12 sê, daarom rig die slap hande en die verlamde knieë weer op en maak reguit paaie vir julle voete, sodat wat krepeel is nie uit lid raak nie, maar liewer gesond gemaak word. Wil jy nie weer met hernieude krag begin bid en die Here vertrou nie? Psalm 31 vers 25 sê, wees sterk en laat julle hart sterk wees, almal wat op die Here wag. Ek groet u tot volgende keer. Totsiens.